Halleluja. Vader, ons dank en ons eer U, dat U vandag oor ons beweeg, dat ons U nabyheid ervaar, en U teenwoordigheid is vanmôre 'n tasbare bewys, dat U in ons midde is. U is hier om ons te help, en ons te leer, en ons te onderrig. Dankie vir die rigting, en die koers wat U aandui, deur die Heilige Gees. Dankie dat ons gehoorsaam kan volg, kan antwoord gee as U roep. Waar ons ook is, Here, dat ons sal antwoord gee, in Jesus naam. Amen. U mag maar sit. Ek wil hê dat ons Bybels oopmaak by Joshua die 2de hoofstuk. Joshua die 2de hoofstuk. Vanaf vers 2. As inleiding wil ek vanoggend sê dat ek Reina die gepraat oor die skape en oor die herder. Ja, ek kry gisteraand 5:30 'n boodskap. Ek het eers seker 6:30 daai boodskap gelees. Dat een van die senior burgers het 'n probleem met die krag, die ligte. En ek sê vir myself, dis 6:30. Ek het al my skoene uitgetrek, en ek gaan nou nêrens heen nie. Ek sal nou maar net vir die auntie 'n boodskap stuur en sê, maak so en maak so. As 'n goeie herder, sou ek, soos wat die gelykenis gesê het, ek is al in die kooi, ek kan nie nou opstaan nie. Maar as 'n goeie herder sou ek seker moes opstaan, my kar opstaar en gaan kyk na die auntie se krag. Nou, my boodskap is vanoggend 'n baie anderster boodskap. 'n Baie anderster geloof. Pastoor Pieter het eendag gesê, joh, die een broer het gesê, het is hy deur die draad geklim het, maar hy het gesê, joh, die pastoor praat net oor geloof. Hy bly oor geloof praat. Maar wil ek vanmôre oor 'n ander soort geloof praat. 'n Ander tipe geloof. 'n Geloof wat doen. 'n Geloof wat 'n dader is. Wat iets doen. Jy hoef nie noodwendig voor in die kerk te wees nie. Jy hoef nie noodwendig, ek het die geleentheid gehad om gisteraan my geloof te wys. Maar ek het klaar my skoene uitgetrek, so ek gaan nêrens heen nie. Geloof is 'n doener. Hy doen. Geloof is 'n werkwoord. Nee, ons het mos geleer van werkwoorde. Selfstandige naamwoord. Weet eendag so wonderlik, iemand het eendag wonderlik gepreek oor by die begrafnis oor werkwoorde en selfstandige naamwoorde. En ek het nou nie daai goed so baie kop gevat nie, maar ek weet van 'n werkwoord wat alleen kan staan. Hy kan 'n ding doen. Geloof is so. Geloof is 'n doener. Hy's 'n doener, hy's soos iemand wat die daad by die woord voeg. Of nog voordat die woord daar is, die daad doen. Jakobus sê, toon my jou geloof uit jou werke. En ek sal vir jou uit my werke, uit dit wat ek doen, my geloof wys. Nou ek wil vanoggend praat oor Ragab.
Ons ken almal die verhaal van Rahab, maar ek wil dit volgende net weer vir julle lees. Joshua die 2de hoofstuk, vanaf vers 2. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken. Stuur die koning van Jericho na Rahab om te sê, lewer die manne wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die land te verken. Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek. En hy het gesê, seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan, en ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle sekerlik inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlaasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. En die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan, na die druwe, en die poort het hulle gesluit, nadat hulle vervolgens uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe, en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelpsee voor julle, by julle uittog uit Egipte laat opdroog het, en julle die twee konings van die Amoriete en Sion en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloed getref het. Toe ons dit hoor, het ons harte gesmeld, sodat daarby niemand enige moed oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here julle God, hy is die God van die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou tog vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle guns bewys het, dat julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader en my moeder, en my broers en my susters, en almal wat aan my behoort sal spaar, en ons siele sal red uit die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in julle plek sterwe, as julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie. Dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan julle guns en trou bewys. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was aan die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop na die gebergte, dat julle vervolgens nie aantref nie, en steek julle daar vir 3 dae lank weg, totdat julle vervolgens teruggekom het. Daarna moet julle dan verder gaan. Toe sê die manne vir haar, ons sal ontslaaf wees van hierdie eed aan jou wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie
by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van hierdie huis buiten toe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees, en ons onskuldig, maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op die hoof wees, op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom kom. Amen. Tot sover. Die Here seën hierdie woord. Joshua stuur 2 verkenners na Jerigo. Hy het nie geweet dat daar alreeds 'n vrees van die Here op die Kanaaniete geval het nie. Hy het dit nie besef nie. Hy het een aand, omdat hy 'n man van geveg was, hy was ook 'n man wat saam met Moses geloop het van kindsdae af. Hy en Caleb was die enigste manne wat oorgebly het nadat van die mense wat uit Egipte opgetrek het. Die ander het almal in die woestyn geval. Selfs Moses het geval in die woestyn voordat hy die beloofde land kon ingaan. Wil julle afsit? Voordat hulle die beloofde land kon ingaan, het Moses die land net uit die verte uitgesien. En die lot het op Joshua geval om die volk in die beloofde land in te neem. Baie interessant is, dat toe hulle in die beloofde land kom, hulle die beleerde stad van Jerigo moes inneem. Het die Here vir Joshua opdrag gegee om al hierdie manne te besny. Want daar het geen besnydenis in die nuwe generasie plaasgevind nie. Dis nie oorlogstrategie nie. Want hoe kan jy 'n man gaan besny voordat julle in oorlog, hulle moet die stad in besit neem, maar daar was nie, nou moet hulle besny, die manne, onder besnydenis is, jy's onder pyn. Ja. Ons mense, ons is nie besnydenis nie. Ons weet nie hoe dit is nie. Maar ons weet die mense in ons land is, as hulle bos toe gaan, as hulle 'n paar maande in die bos, of weke, waarvan dat hulle besny is, en hulle moet herstel. Hy moet gesond word. Dit was glad die oorlogstrategie nie. Ek sou sê die manne moes op kampe gaan. Want hulle het ook nog nie oorlog gevoer. Hulle weet nie, as 'n klomp manne wat net hier gevat is, en hulle weet nie van oorlog nie. En Joshua in die nag, toe gaan hy uit. Die kamp is in geween. Jy hoor net hoe die manne ween. Yes. En hy kry hierdie man met 'n ontblote swaard. En hy skrik, maar hy is ook 'n oorlogsman, hy is dan 'n vegter gewees. Hy vra, as jy vir ons of teen ons? En hy sê, ek het nou gekom. Hy het nie gesê, ek is vir jou of teen jou, hy sê net, ek het nou gekom. En die opdrag van die Here is, trek om die stad. Yes. Joshua het al reeds die verkenners uitgestuur, om te gaan kyk hoe dit lyk daar in die beleerde stad. Daai stad se mure was 'n paar meter breed. Dat jy nie die hekke en die poorte, hulle was goed opgeleide vegters gewees. En toe die manne daar is, kom hulle by Rahab. Nou die Bybel sê dat Rahab was 'n hoer. Sy was 'n prostituut. En gewoonlik gaan manne daarna toe. Hallo.
En toe die woord rigbaar raak, dat hierdie twee manne het manne in die stad ingekom om die stad te verken, maar hulle is by Ragab tuis. Toe stuur die koning sy soldate om hierdie manne te gaan haal, maar Ragab het klaar die manne weggesteek. Yes. Sy het 'n ander soort geloof gehad. Sy het 'n ander tipe geloof gehad, want hy sê vir hulle, die vrees van ons harte het versmelt geraak aan ons binneste. Toe ons hoor van hoe die Here vir julle uit Egipte uitgelei het, hoe julle deur die Jordaan gekom het, hoe julle altaar opgerig het in die midde van die Jordaan, toe die Jordaanse walle, die Jordaan was in vloed, want die sneeu het gesmelt aan die bokant, aan die berg Hermon het die sneeu begin smelt en begin afkom. Dit was erger as wat die Olifantsrivier is. Amen. En die Here sê vir Joshua, jy moet hier deurtrek in hierdie vloed. Ek sou gewag het tot die rivier afkom, klaar is en dan. Ragab, wat beteken feitheid. Maak plek vir hierdie manne. Sy het sommer net, toe die manne daar kom, oornag gesê, julle Here is die Here. Amen. En sy het 'n geloofstap geneem om hierdie manne te herberg, hulle weg te steek en hulle in die nag met 'n tou laat afsak aan die buitekant van die muur, want die huis was in die muur ingebou. En sy het hierdie manne in veiligheid weggestuur. En gesê, dink tog aan my, dat as julle die stad inneem, dat nie een van my familie sal omkom nie. En hierdie manne sê, hierdie selfe tou, wat jy ons mee laat afsak, hierdie rooi tou, hierdie purper tou, dat as ons die stad beleer, moet jy hierdie tou deur die venster laat hang. Dieselfde tipe ding wat in Egipte gebeur het. Waar die bloed aan die deurposte gesmeer moes word, sodat die dood verby kon gaan, het hier in die stadsmure van Jerigo afgespeel. Amen. En Ragab het hierdie manne na veiligheid gelei. En toe die manne hulle begin die stad beleer en elke dag 1 keer om die stad trek, dan stap hulle om die stad. Daar's nie gepraat nie, hulle stap om die stad. En dis net die bassyne wat blaas en hulle is met die ark en hulle stap daar rondom die stad en hulle loop eenmaal elke dag vir 7 dae. Die 7de dag trek hulle 7 maal om die stad. En ewe skielik begin hulle, soos wat die opdrag was, het elkeen na vore gedraai, reg voor hom aan die stad bekyk, van waar hulle reg om die stad gestaan het. En die bassyne het geblaas en die stadsmure het aangeval, behalwe die huis van Ragab. Want God het daar geloof geëer. God eer jou geloof. Watter tipe geloof jy ook al het, God eer daai geloof. Wanneer jy in geloof iets doen, wanneer jy in geloof iets vir jou naaste doen, wanneer jy in geloof daar by jou naaste se huis 'n pyploop regmaak, of waar by jou naaste se huis 'n gloop gaan insit, en of daar 'n lekkasie aan die pype is en gaan regmaak. God eer daai geloof en hy sal aan jou guns bewys. Hy het aan Ragab guns bewys met daai hele huishouding, met haar pa en haar ma en met haar broers en susters, en hulle het aan die lewe gebly. Ragab was
aan nie, kyk die Ragab aan pa en ma en die broers, hulle was nie besny nie, ek wonder of hulle later die besnydenis ondergaan het. Maar hulle het almal, toe die Israeliete daarvan af wegtrek het, hulle saam, hulle deel geword van die volk van Israel. God maak jou deel. Wanneer jy in geloof begin iets doen, dan trek hy jou in met koorde van liefde. Hy gee vir jou 'n ander tipe geloof, wat 'n geloof wat iets doen, 'n doener. Baie interessant is dat Ragab trou met Salmon. Kom kyk Salmon nou op. Ragab trou met Salmon. En Ragab was 'n voorouder van Dawid. Ragab word in die geslagsregister van Jesus aangeteken vir die feit dat sy in geloof gehandel het, net om 2 manne weg te steek en vir hulle te sê, asseblief, as julle die stad inneem, dink aan my. Amen. Sy word in die geslagsregister in Matteus genoem as van die voorouers, die voorgeslagte van Yeshua HaMashiach. Oh, prys die Here. Hebreërs praat van Ragab. Die Hebreërs skrywer sê dat daar is 'n tipe geloof in Ragab gewees. Hy haal dit aan. Ja, Jakobus sê, hy sê dat as ek kyk na Ragab, die geloof, daai geloof wat 'n doener is. As 'n dader, dis nie ek sal dit en ek kom nooit uit nie. Dis 'n doener. Daai is 'n geloof wat doen. Oh Lord have mercy. En as jy 'n doener word, dan trek die Here vir jou in 'n geslagsregister in. Wat sê? Kyk, jy sê dit nie. Dis al wat sy gevra het. Nee, al wat sy gevra het is om in die lewe te bly. Al wat sy gevra het is om dat haar familie in die lewe kan bly. Dit was haar versoek. Maar die Here gaan verder met haar versoek. En hy maak haar deel van die voorgeslagte van Dawid. Hy maak haar deel van die voorgeslagte van Yeshua HaMashiach. God trek jou vanmôre. Hy trek jou vanmôre om 'n doener te wees. Om te doen, om daadwerklik iets te doen. Jy hoef nie, jy hoef nie te kom getuig om te kom sê, die Here is so en die Here is so. Doen. Wees 'n doener. Wees 'n doener. Ek moet 'n doener wees. Ek moet 'n doener wees. Halleluja. As iemand dit so ook sê op sy bors kan slaan en sê ek moet 'n doener wees, ek moet 'n dader wees. My geloof moet wys wie ek glo. My geloof moet vir my toon dat ek soos Jakobus kan sê, ek sal jou uit my werke my geloof wys. Ek sal jou uit dit wat ek doen, sal ek vir jou wys in wie ek glo. Wie my verlosser is, deur dit wat ek doen. Dit wat ek doen, spreek boekdele. Dit spreek boekdele. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien nie. Geloof roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Geloof wankel nie. Hy lied sê so mooi, geloof wankel nie, vertrou die Here. Ek gaan klaarmaak. Geloof wankel nie. Al het ek ook 'n wankelerige geloof,
maar ek is nog steeds 'n doener. Yes. En God eer jou geloof. Halleluja. Alle daai geloof hoe wankelerig. Klinkt soos 'n mosterd. Jesus daar by die see, toe die vuurtjie daar brand, en hy vra vir die manne, julle visse, sê, ons het niks vis gevang hier. Die wind het gedraai, die vis is heeltemal, waar is die pastoor? Die vis is heeltemal na 'n ander rigting. Hulle sê, op 'n stadium nou, toe ons so snoek gesoek het, toe die wind gedraai en die snoek het heel hier op aan die ander kant Springbok daar verby gegaan. En toe ewe skielik toe draai die wind weer. En hy bring die snoek. Jesus sê vir hulle, moenie kyk, dis nou my woorde nie, moenie kyk na die wind, jy gooi net die net aan die ander kant in. Gooi net die net aan die ander kant in. En toe hulle die visse tel, toe is dit 144. 144, hoeveel visse was daar? 153. Hy sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Yes. Dat ek dit hier op die. Pieter is kaal boel heeft daar zo. En hy maak wel die verrekers. Yes. Hy voorsien vir hulle. Pieter is goeie homself, hy spring in die water, hy swem. Hulle was nie ver van die land af, so hulle kon hoor wat hy sê. En hy is daar waar Jesus sy roeping bevestig. Hy het mos die roeping gelos. Nee. En toe Jesus vir hom die roeping gee, toe sê hy, volg my. Yes. Amen. En hy kyk terug na Johannes toe. Hy sê, Here, wat van hom? Ja. Yes. Ja. Ons is altyd geworry oor, wat van hom? Ja. Wat van haar? Yes. Jesus sê, volg jy my. Because I got a calling on your life. Wat raak ons? Yeah, there's a calling on your life. Don't worry about the next person. Even if it's your twins, don't worry about that. Ek sê nou nie, jy moet nie omgee nie. Ek sê, jy moet nie worry, want jou roeping moet jy uitleef. Yes. Amen. Moet nie verkeerd verstaan nie. Moet nie sê, maar die pastoor het gesê, ek hoef nie meer vir jou te worry nie. Ek is klaar. Die tipe geloof wat Rahab gehad het, Yes. het vir haar in 'n posisie geplaas. Die tipe geloof wat ek en jy het, plaas ons in 'n posisie om skape van sy weide te wees. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Vader, hierdie boodskap het dalk vanmôre so hak en tak gekom My God. en deur mekaar. Maar as weer die Heilige Gees, U het met elkeen vir elkeen so ietsie gegee. U het vir my iets gegee. Dat ek kan weet, ek moet 'n doener wees. En nie net iemand wat sal sê nie, maar daadwerklik iets sal doen. 'n dader van die woord. Onbeweeglik, onverskrokke. Rahab wat nie gevrees het vir die toorn van die koning nie. Here, ons vrees so baie keer vir die toorn van die wêreld. Help ons om standpunt in te neem en daders te word van U woord. In Jesus naam. Amen. Amen.